Luister, ek is bly julle doen hierdie kursus, want julle manne op julle ouderdom is 'n bietjie nuuskierig. Nee. Julle wil ook maar net weet. Nee. Is that the true story? Yes. Ja, okay, nou ons gaan vandag kyk hoeveel van hierdie inligting en goeders ons vir jou kan gee, sonder dat ons jou manne hart heeltemal de mekaar krap en jou lyf heeltemal 'n gemors van maak. Okay. Want julle word nou mooi groot en om groot te word is exciting. Is dit vir julle lekker om groot te word? Nee, ja, is partykeer lekker. Nie altyd nie. Maar as 'n mens klein is, hier is die ding. As 'n mens klein is, dan hardloop seentjies omtrent weg van meisies af. Hulle dink as jy aan die goed gaan van, dan gaan jy koedies kry. Een of ander verskriklike siekte of 'n ding. En dan kom julle so hier in die laerskool, dan is meisies vir julle ongelooflik irriterend. Yes, meisies is irriterend. Hoekom is hulle so? En dan kom hulle op 'n ander ouderdom, as hulle so vorder, as hulle so ouer word, dan is hulle irriterend, maar hulle is mooi. Is ook daarom maar lekker om na te kyk. Is dit so? En dan raak 'n man nuuskierig, want as jy klein is en twee mense soen mekaar op TV, dan kyk jy sommer self weg. As jy bietjie ouer is, dan sê jou ma vir jou, "Hey, kyk weg." Dan maak jy so. Dis hoe jy jou oë toemaak, want jy wil eintlik net 'n bietjie weet. Jy wil net so, what are they doing? Veral as jy hoor hoe hulle mekaar soen, daai dan dink jy, wat doen hulle? En dan as jy nog 'n bietjie ouer is, as jy is hier waar jy nou is, so graad 5, 6, 7, graad 8 hier in die hoërskool, as twee mense mekaar dan op TV soen, is die enigste ding wat awkward is as jou ma of jou pa langs jou sit. Dan sê jy, oh my word, kan hulle net ophou vry, verstaan? Want dis regtig net nie vir jou lekker nie. So ouens, dis die eerste ding wat ons vandag vir mekaar sê. Is jy mag nuuskierig wees. 'n Party van julle sit nou hier en dan dink jy, Tannie, ek wil nie eens hierdie staf weet nie. Tannie, hoekom moet ons hierdie goeders weet? Want jou lyf is besig om groot te word. Al voel jou hart of jou kop, jy wil nog PlayStation speel of Xbox of Wii of jy wil skateboard ry of jy wil niks van meisies weet nie. Meisies is stupid. Al voel jy so. Al is jy nie eers 'n ou wat dink meisies is mooi nie, jou lyf is besig om groot te word. En dit is my belangrik dat jy verstaan hoe werk jou lyf. Want as jy rustig is oor hoe werk jou lyf in die eerste plek, dan kan jy ontspan. In die tweede plek, dan gaan jy ook nie allerlei nonsens wat jy by pelle en jou ouer boetie en jou ouer sussie hoor, gaan jy dit ook nie glo nie. So jy gaan nie verkeerd geleer word nie. So ons gaan sommer hier van die begin af inkom en jou 'n paar snazzy goeters leer. OK. Maar nou is daar 'n paar reëls. Julle moet dit geniet. OK? Ek's flip en oulik. So jy moet dit geniet. En dan is die tweede reël, in hierdie kursus praat ons van die regte woorde, op die regte manier. En ek weet julle manne het baie kreatiewe name, vir 'n baie klomp goed. Verstaan julle? Maar ouens, jy kan nie eendag na die dokter toe gaan en sê, dokter, 'n cricketbal het my op my eier getref nie. Jy kan nie so praat nie. Jy moet die regte naam ken. Verstaan julle dit? En julle gaan agterkom, as ons die regte name gebruik, dan kan mens eintlik oor enigietsie praat. Maar sodra 'n mens op lelike maniere begin praat, dan raak goeters 'n bietjie de mekaar. Dan raak mense later ongemaklik en die oomblik wat ons begin lelik praat, dan begin mense lelike grappies te maak en voor jy jouself kry, dan rafel daai ding uit. So dis die eerste reël, is jy moet dit geniet en die tweede reël is ons praat op 'n mooi manier. Want ons is waardevol en ons het respek vir mekaar. En ons het respek vir die ongelooflike manier waarop God ons liggame gemaak het. En dan is die volgende ding, ouens, ek maak nou 'n grappie oor what happens in Vegas, stays in Vegas. Maar dit is my belangrik dat jy nie uitstap en met jou klein boetie gaan praat of vir jou klein sussie gaan sê of so nie. Jy kan dalk nog met jou ouer boetie praat of met jou ma of jou pa. Dis fyn. Ek wil graag hê jy moet met jou ma en jou pa praat oor hierdie goeters, want dit is 'n gesonde ding. Maar jou kleiner boetie of jou kleiner sussie kan nog nie hierdie goeters verstaan nie. En dit maak hulle onnodig nuuskierig. So ek wil vir julle klomp manne vra of sal julle ons help om die kleintjies te help. En dit beteken daai inligting bly weg van hulle af. Kapies? Shap shap. OK. Nou, dis nou 'n bietjie 'n weird ding, but focus, bly bietjie hier by my. Want die eerste ding wat jy moet weet is jou lyf werk soos 'n jacuzzi. Ja, ek weet julle maak borrels in die bad, maar ek praat nie van daai borrels nie. Alright? Ek praat van 'n ander tipe jacuzzi, maar dit is belangrik dat jy hierdie ding moet verstaan, want dan gaan jy weet, okay, now I get it. Julle weet daai atletiek goeters wat jy so in slow motion doen, daai
Julle weet daai kamera goed, né? Wat hulle so stadig. Nou kom ons vat gou 'n jacuzzi wat ons nou so stadig vat. 'n Jacuzzi, as jy hom aansit, gewoonweg, dan jy sit hom aan, borrels, daar gaan die borrels. Maar as jy hom nou in slow motion gaan kyk, gaan jy met my saamstem, 'n jacuzzi is 'n bad of 'n ronde ding of daar's 'n gat, 'n holte, 'n ding waarna water getap word. En daai ding het sulke gate in. Is ek reg? En uit daai gate uit kan daar lug kom. Maar stem jy daai gate is gekoppel aan pype? Dink jy daai pype is deel van 'n pomp en 'n engine? Dink jy die pomp of die engine is altyd aan of moet hom aangeskakel word? Aangeskakel word. OK. So as ons hom nou in slow motion gaan kyk, dan sit ons nou hierdie jacuzzi aan. Dish. As hy aan. Dan kom die lug in die pype in. OK, slow motion. En met slow motion, dan kom die eerste borrel. Kadoem. 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 Dis nou alles slow motion. Alright? As daai borrel die lug, die water begin tref, is die jacuzzi al klaar warm? Moet die water eers warm word, nê? Nee? Ja, dit vat 'n rukkie. So in die begin is daar al borrels, maar dit lyk lekker, maar as jy jou voet so in hom insit, dan sit soos, hey. Hy sê nog nie lekker nie. So jy wil hom eers 'n kansie gee. Nou waarom vet het hierdie met jou lyf te doen? Want, al is 'n jacuzzi nie aan nie, al is die ding leeg, al is daar nie eens water in nie, kan almal sien 'n ding is 'n jacuzzi. Jy kan sien die ding is 'n jacuzzi, want daar's 'n gate aan die kant, so dis nie 'n gewone bad nie. Nou die dag toe jy gebore is, nommer 1, toe die dokter jou uitgehaal het, toe jy gesê het, nee? Toe jy daai eerste geluidjie gemaak het jou lyf gewerk soos 'n man sinne? Nee, jy het net maar die dokter het jou uitgehaal en gesê, it's a boy. Want jy het al die gate op die regte plekke gehad. So al het jou jacuzzi nie eers reg gewerk nie, het hy gesien, die ding is 'n jacuzzi. Is nie 'n bad nie. En nou is die amazing ding, dat hier agter, by jou brein, jy kan dit nie voel nie, jy kan dit nie sien nie, is daar, dis 'n grand naam, maar jy kan hom dadelik vergeet, is hier 'n klein kliertjie. En hierdie kliertjie se naam is die pituitêre klier. Die pituitêre klier, fancy naam. Maar dis soos jou jacuzzi se skakelaar. En op 'n sekere dag, dan raak hierdie klier aktief. En dan skakel hy die pomp aan. Nou waar sit 'n man se engine? 'n Man se engine, hier is die mooi woord, is sy testis. 'n Bal is 'n ding wat jy skop. Dis 'n man se testis. Sê gou testis? Testis. Great. Nou daai twee testis, soos julle almal weet, sit aan die buitekant van 'n man se liggaam. Ons gaan nou daarna kyk. So hier sit hulle buitekant, daai ronde, is 'n ronde fabriek. Verstaan julle? Nou daai is nou die jacuzzi se engine. So hierdie ding skakel die engine aan. Nou begin hy om allerlei hormone te maak. Wat is 'n hormoon? 'n Hormoon is 'n klomp chemiese vloeistowwe, dis soos geheime sappies, wat hier in jou bloedstroom ingaan, van jou testis af. Daar's ander dele wat dit ook vervaardig, maar jou grootste deel van jou hormone word vervaardig in jou testis. So nou daai hormone gaan in jou bloedstroom in. So dit kom nou hier in die jacuzzi se pype in. Verstaan? Nou kan jy hoor, 'n seun is aan die gang. Hoe hoor jy julle is aan die gang? Julle praat meer. Julle praat oor ander goed. Wie van julle se ma's het al vir jou gesê, my kind, mens kan sien jy word nou groot. Ja. My kind, het jy muisneste? Het jou ma dit al vir jou gevra? So dis niks wat jy doen nie, maar sy kan hoor, Boeta se jacuzzi is aan die gang. Verstaan julle? So hier is dit, al die lug in die pype. En dan op 'n dag, dan tref die eerste borrel die oppervlak. Dis daai dag wat jy in die bad lê, dan sê jy soos, hey! Huh? Of jy is daai ouetjie wat, jy staan eendag jou hare so in gel voor die spieël, dan sê jy soos, hey chom, dis 'n haar. Huh? En dan sien jy al hierdie borrels. Nou daar's verskillende borrels, ons gaan oor al hierdie goeders in hierdie kursus praat, al die borrels wat jou jacuzzi kan tref. Nou in die begin onthou,
Wanneer al hierdie staffies gebeur, het ons gesê, die jacuzzi begin nou te borrel, maar is die water dadelik lekker en warm? Nee, so in die begin, jou lyf begin te ontwikkel, maar is dit lekker? Dis nie altyd lekker nie, party goeders is 'n bietjie weird, party goeders is 'n bietjie scary, party goeders is 'n bietjie embarrassing. Is dit waar? Ja, so dis nie altyd lekker nie. Maar weet julle, as jy net gaan geduldig wees, en jou lyf gaan oppas, teen die tyd wat jy hierso so 15, 16, 17 is, dan gaan jou lyf gesettle wees. You're gonna be the man. Ja, papa. Ja. Verstaan? Dan gaan die jacuzzi lekker wees, jy kan lekker ontspan in hom. So daar's 'n klomp goeders wat jou oppervlakte gaan tref. 'n Klomp goed. Ons gaan vandag praat oor stonies. Want is een van die goeders. Want jy bad dalk eendag, dan sit jy so how. So, stonie. Ons gaan praat oor hare en blare en al die goeders. Ons gaan praat oor die oppervlakte wat 'n bietjie verander. It's gonna be a bit different, nee? Ons gaan daai goedjies mooi vir jou verduidelik sodat jou mannehart kan rustig wees. En dan gaan ons kyk, as ons daarmee klaar is, wat is die mechanics van die jacuzzi aan die binnekant? Want mens weet nooit as 'n jacuzzi geservice moet word nie. Dan moet 'n man weet hoe werk die mechanics aan die binnekant. Verstaan julle dit? OK. Ek hoop nie jy haal ooit die jacuzzi uitmekaar uit nie. Moet hom net nie uitmekaar uithaal nie, ouens. Dis al wat ek jou vra. Is dit reg so? Want daar's nie 'n waarborg op daai ding nie. As jy hom skeef terugsit, you're on your own. You are on your own. Alright. So verstaan almal hoekom ek sê jy's 'n jacuzzi. Verstaan almal dat hierdie ding, dit gebeur so stelselmatig, jy het hierdie skakelaar, jy het hierdie engine kamer, en hier tref hierdie goeters jou oppervlakte. En ons hoop as jy klaar is met vandag se kursus, dat jy daarom gaan weet, op 'n stadium gaan die water van die jacuzzi lekker wees. Al is dit nou vir jou bietjie sleg. Al is dit nie nou vir jou die lekkerste fase in jou lewe nie. Jacuzzi's verskil, nê? Party is 'n so model en die ander een is 'n so model. So die eerste ding wat jy moet weet, is ouens, jy sit dalk vandag hierso, en jou chommy is dalk baie langer as jy. Party seuns speel rugby, lekker rugby, onder 9, onder 10, onder 11, en hier skielik onder 12 kry hy nie span nie, want hy's nou te klein. Hy was altyd vinnig en hy was altyd lekker vir die alles gewees, maar hy's te lig vir die skram, hy's te kort vir die lyn staan, want al hierdie ander groot kanonne gaan by hom verby. En dan voel 'n ou nie so lekker nie. Dan is dit nie lekker nie. So die klein ouetjies, wil ek gou-gou voorsê, moenie ongeduldig wees met jouself nie. Want die klein manne, hulle hang partykeer so bietjie terug. Maar my maat, as hulle in die hoërskool wegtrek, dan moet jy daai manne sien groei. Dan begin hulle so kop en skouers, dan word hulle sulke lang latte. So moenie te veel stres oor jou lengte nou nie. En weet julle wat? Size is in elk geval nie alles nie. Lengte is nie alles nie. Daar's ou klein Dawid, grootste koning van alle tye. Hy was die kleinste van almal, maar hy was die enigste een wat kans gesien het vir Goliat. So die groot manne het die pad gevat en gehardloop. Want jy sien, dis wat jy moet weet. Dit maak nie saak hoeveel muscle jy in jou arm het nie, dit maak hoeveel muscle jy in jou hart het. Hoor julle? So moenie te ongeduldig raak met jouself omdat jy nog klein is nie. Jou tyd, wat jou goeders gaan begin borrel en groei, daai tyd gaan kom. Maar ek wil ook vir die groter ouens sê, as ek praat van die kleinste ouetjie in die graad, of jy's ouens wat nog nie gegroei het nie, moenie vir daai ou kyk nie. Want dis nie nodig nie, weet jy wat? Hy kyk elke dag vir homself in die spieël. Hy weet hy's klein. Jy hoef nie vir hom te kyk sodat hy moet weet hy's die kleinste nie. Want dis nie vir 'n man lekker nie. Julle manne meet mos julleself. Is dit so? Julle meet julleself teen mekaar. Wie is die langste, wie is die grootste, wie is die sterkste? Armdruk. Ja. Jy staan nie tannie met daai ou check. Jy hy kan 'n bal skop. Jy staan nie daai ou nou, hy kan handjie tennis speel. Jy staan nie daai ou. Julle meet julleself. En ouens, dit is vir my belangrik vir jou koninghart van eendag, dat jy nou al moet weet. Daar's 'n fase in 'n seun se lewe wat baie kinders vir hom sê, jy's klein, jy's so kort, jy's nie eers vinnig nie. En dan verander dit 'n man se koningskap. Dit verander sy hart. Moenie toelaat dat hy goed jou hart verander nie. En daarom wil ek vir die groter ouens vra. Los die klein ouetjies uit. Want wat het jy gedoen om so groot te wees? Jy het niks gedoen nie. Jy het net gegroei. So weet wat, jy kon net sowel so klein gewees het. En die klein ouetjies, los die groot manne uit. Hulle kan ook nie help hulle so groot nie. Party van hulle sukkel ook maar. So dan is dit ook nie lekker vir hulle nie. So ons almal gaan maar deur hierdie fases om by 'n lekker plekkie uit te kom. Is dit reg?
So ons het verskillende jacuzzis. En dan is dit nou belangrik dat jy moet verstaan, 'n jacuzzi moet skoongemaak word, né? En kyk op julle ouderdom, manne, moet jy weet, as hierdie pituitêre klier van jou eers lekker aktief raak en hierdie engine van jou begin om te pomp en te kere te gaan, dan moet jy verstaan, al jou kliere in jou lyf raak meer aktief. Jou sweetkliere, jou oliekliere. Het jy al agtergekom? Toe jy in graad 1 was, kon die juffrou jou 10 keer kantoor toe gestuur het, dan het jy nooit gesweet nie. Nou stuur sy jou in die somer 1 keer, en as jy terugkom by die klas, dan sê dit soos, my day. Of as jy in die klasse instap, dan sê die juffrou, seuns, maak net oop die vensters. Manne, joh, ouens, julle moet nie so rondhardloop op die speelgrond nie. Julle ruik verskriklik. Sê die juffrouens dit? Ja, want party van julle, zipong. So ouens, dit beteken, op julle ouderdom, begin jy om 'n bietjie meer te sweet. Wat impliseer? Jy moet begin om ordentlik te bad. Jy kan nie net meer in die winter lê en souk. En in die somer sê, mamma, ek wil nie bad nie, ek het mos geswem. Daai ouderdom is nou verby. Daar's nie meer 'n ding soos 'n varkie aand vir 'n man op jou ouderdom nie. Op jou ouderdom moet jy begin om ordentlik te bad. Want dit maak 'n impak op hoe meisies jou sien. Wil jy graag hê meisies moet sê, "Jesus, tannie, daai ouetjie is oulik, maar hy vrot." Wil jy dit graag hê? Jy wil nie dit hê nie. Maar in dieselfde asem ouens wil jy ook nie hê die meisies moet sê, "Jesus, tannie, daai ou, ja, hy spuit so baie deodorant. Tannie, jy kan net nie asemhaal daar by hom nie." So manne, jy moet daai ding maar 'n bietjie mooi balanseer, hoor. Het jy al ooit een van die menere gesien wat in sy klas staan en elke periode vir hom deodorant aanspuit? Nee, ons doen dit nie. Party ouens dink, nee, wat, kan myself nie meer ruik nie, dan spuit hulle weer. Want hulle het blikke en hulle tas en alles. Ouens, jy ruik jouself nie, want jou neus raak gewoon daaraan. Maar weet jy hoe erg is dit om in 'n klas in te stap, as daar ouens is wat 10 verskillende deodorants nou net aangespuit het? My maat, dit is soos 'n vreemde walm wat jou tref. So, wees konsidererend. Maar saam met daai sweterigheid, moet jy ook verstaan, is jou alles raak meer olierig. Het jy agtergekom jou hare moet meer gereeld gewas word? Party van julle is nou nog nie daar nie, jou jacuzzi gaan een van die dae op daai manier begin borrel. Maar party van julle kom agter, jy moet meer gereeld jou hare was. Want dit raak regtig waar olierig. Wil jy die ou wees wat almal sê, "Jesus, tannie se hare is altyd so, tannie se hare is regtig grous, is regtig grillerig." Wil jy dit hê? So jy kan nou nie meer wag dat jou ma vir jou sê, "Boeta, gaan bad my skat. Liefie, wanneer laas het jy hare gewas? You're now on your own, Gina. Jy wil mos nou 'n man word. You want to be the man? Then be the man." Beteken stort 'n bietjie meer, en spuit 'n bietjie, nie meer nie. Net lekker. En sorg dat hierdie dakkie van jou skoon is. Want onthou, hoe meer olierig hierdie ouetjie is, hoe meer sukkel 'n seun later met olierigheid op sy vel. En dan begin hulle met allerlei velprobleme te sukkel, en dis nie wat 'n ou wil hê nie. So gaan kyk 'n bietjie na daai uiterlike ding. En dan ouens, is een van die eerste goeters wat aan die buitekant ek graag wil bespreek, is die ding van stonies. Nou 'n stonie, party van julle het al stonies gehad, party van julle sit nou hier en jy het nou stonies. 'n Stonie is wanneer daar hormone binne in 'n seun se lyf inkom. Wat se hormoon noem ons die manne sinne? Testosteroon. Sê hom gou weer. Testosteroon. Yes, testosteroon, dis julle manlike hormoon. En partykeer as 'n seun begin om te ontwikkel, dan kom daar so oormaat testosteroon in sy lyf in. En daai skielike golf van testosteroon veroorsaak partykeer dat 'n ou se nippel opswel. Partykeer is dit net aan die een kant, partykeer al twee kante. 'n tepel. Die donker kolletjie op jou borskas. Okay. So daai twee ronde kolletjies, dit is jou tepel of dan nou jou nippel. En dan partykeer, dan voel dit agter daai nippel, voel dit asof daar so 'n klippie, knoppie, balletjie, harde iets is. Jy hoef nie nou daar te sit en te dink, het ek stonies nie. Want 'n ou wat stonies het, weet hy het stonies. Hoekom? Want dis vrek seer. As 'n seun stonies kry, is dit regtig seer. Dis partykeer so seer dat hy kan nie eers sy hemp teen hom vas, sy hemp maak homself seer. Dis vir hom regtig waar erg. As hy shower, daai water, dis soos au. Dis hoe seer party seuns se stonies word. Nou, net sommer vinnig inligting sodat jou mannehart moet rustig wees daaroor. Daai stonies gebeur nie met almal nie.
Daar's party seuns wat nooit in hulle lewe stounies kry nie. En as jy dit kry, beteken dit nie nou daar's iets fout met jou hormone, of jy het fantastiese baie hormone nie. Dis maar net iets wat met jou liggaam gebeur. Dis soos wat party mense, almal kry nie pysies nie, maar partykeer kry mense 'n pysie of nie. Dit het niks met iets wat jy verkeerd gedoen het noodwendig te doen nie. Net so met die stounies. So almal van julle wat hierso sit, gaan nie noodwendig stounies kry nie. Maar nou is dit ook so, dat die meeste seuns wat wel stounies kry dit so hier tussen die ouderdom van 11 en so 14, 15. Dis omtrent stounie tyd. Na 15 kry seuns nie sommer stounies nie. Nie regtig nie. Daar kan seker gevalle wees, maar nie sommer nie. Want dis in hierdie hoofgedeelte waar jou jacuzzi so heavy borrel, dis wanneer seuns stounies kry. En jy kan meer as een keer stounies kry. Partykeer kry seuns om net aan die een kant, so net die een tepel is seer en hard en opgeswel en maak jou eina. En 'n volgende keer na 2 maande of 3 maande of 'n jaar, dan kry hom dalk aan die ander kant. Party seuns kry dit in al 2 tepels gelyk. Party seuns kry dit meer as een keer in hulle lewe. Die meeste seuns wat wel stounies kry, hulle stounies is so 6 tot 8 weke, dan is die stounies weg. As jy 'n seun is wat hierso sit en jy sê, Tannie, ek het nou al stounies vir 'n jaar. Tannie, dit is verskriklik en dit gaan nie weg nie. Vra vir jou ma of kan sy jou nie dalk dokter toe vat, laat hulle dalk net kyk, is jy alright, is daar iets wat ons dalk, jou hormone, maar jong, 'n stounie is 'n ding wat jy maar eintlik moet, jy moet maar die golfie ry, tot aan die ander kant is. Dit beteken op jou ouderdom, as jy graad 5, 6, 7 is, nipple twists is nou klaar. Hoor julle manne dit? Jy storm nie na 'n ou toe en sê, wat pink en draai in die ronde. Haja! Want jy kan daai stounie van hom baie seer maak. Hoor julle dit? Baie seer. Partykeer as 'n seun stounies het, dan dink hy dis soos 'n pysie, omdat hy sien die ding swel op. Moenie worry nie, jy is nie besig om boobs te kry nie, hoor. Jy is nie besig om borste te ontwikkel nie. Jy kan ontspan, jy is nie besig om in 'n meisie te verander nie. Jy is nog steeds die regte model jacuzzi. Maar party seuns dink dis soos 'n pysie. Dan hou hulle maar uit, dan sit soos, hier is seer. Dit gaan nie help nie, jy kan nie 'n stounie uitsqueeze nie. Hoor. Jy kan hom maar net deur hom werk, jy kan vir mamma vra om dalk vir jou pynpilletjie te gee, ietsie anti-inflammatories wat daai stounie 'n bietjie kan help. En dan vir julle sportmanne, of dis nie noodwendig net met sport nie, maar baie keer met die sportseuns, dan gee hulle vir julle sulke golfhempies wat 'n wapen hierso het. En daai ding so geborduur en dan het hy sulke harde goed hier aan die agterkant. En dan speel jy cricket, yes, maar daai ding eet jou. Jy kan omtrent die bat met soos dis rarig. En dan veral as jou lyf sensitief is. Jy sal sommer weet, party manne is sensitief vir daai goed hier agter in daai tag wat hier agter in lemdolk is. As jy een van daai manne is, dan gaan daai tipe van wapens, daai geborduurde goed, gaan jou regtig irriteer as jy 'n stounie het. En dan wil ek vir jou wys, wat is een van die lekker goed wat jy kan gebruik? Masking tape. As jy weet jy gaan speel cricket, of jy het een of ander sportding, of jy's 'n voortrekker en julle golfhempies het sulke goeters, dan vat jy vir jou so 'n masking tapie, hy's lekker dun, hy kan lekker skeer, jy kan hom so lank as wat jy wil maak, en jy kry mos verskillende diktes of breedtes van hierdie ouetjie. En dan plak jy hom net bo jou tepel. Niemand gaan dit sien nie, want dit is onder jou klere. Maar dit maak net ten minste dat daai borduur stukkie nie die hele tyd krap en skaaf oor die stounie nie. En dan is die lekker deel, vanaand as jy gaan stort, dan word hierdie dingetjie papiersag en jy trek hom net af. Dis nie dieselfde as 'n pleister nie. As jy 'n pleister gaan opplak en jy moet hom vanaand afhaal. Veral as jy al haartjies hier om jou tepel het, my ma, dan wax jy jouself. En dan gaan dit nie lekker wees nie. Alright, so dis regtig waar al wat jy moet weet van 'n stounie. Verder moet jy glad nie stres nie. Dis nie 'n teken dat daar iets fout is met jou nie. Dis nie 'n teken dat jy vinniger groei of enige ding nie. Dis maar net 'n ding wat so nou en dan met seuns gebeur. Okay, jy kan ontspan daaroor. Kom ek sê gou vir julle. Alright. En dan sal natuurlik baie van julle seuns, julle wonder, tannie kry meisie stounies.
Ja, baie groot is. Nee, is 'n grapie. Is 'n grapie. Nee, maar sommer net vir interessantheid, wanneer meisies se borste begin ontwikkel, dan het hulle ook, soos 'n stounie, is hulle agter hulle tepel is daar ook 'n klein harde gedeeltetjie wat 'n bietjie opswel, maar dis nie net soos by jou net 'n stounie nie. By hulle is dit soos 'n melkkliertjie, want hulle gaan mos eendag mammas wees en hulle gaan mos eendag hulle babatjies kan borsvoed. So dit is soos 'n melkkliertjie daar agter, want 'n bors van 'n vrou het verskriklik baie kliere en vetweefsel en ligamente en goeters in. En dan natuurlik word die vleis rondom die velgedeelte rek uit en hy word natuurlik gevul soos wat die bors ontwikkel. So sy kry nie stounies nie, maar manne, wanneer 'n meisie begin om borste te ontwikkel, dan is dit vir hulle net so seer soos wanneer jy stounies kry. So jy moet konsidererend wees met daai tas van jou. Hoor julle dit? Want jy loop hier verby, zonke meisie hier van kachong met jou tand, dan sê sy soos I'm gonna die. Maar sy gaan dit nie vir jou sê nie. OK. Is dit reg? Gaan julle konsidererend wees? I'm watching you now. Nou, as ons klaar is met stounies, dan gaan ons nou 'n bietjie laer af. Wat gebeur volgende aan die buitekant? Net so. Wanneer 'n seun begin om in puberteit in te gaan, nou puberteit is eintlik net 'n teken, dis 'n definisie of 'n woord wat hulle gebruik om te sê, dit is die fase van vinnige ontwikkeling. Dit is 'n fase van geweldige vinnige emosionele en fisieke ontwikkeling en groei. Het julle nou die mooi definisie? So dit beteken eintlik net jy word groot. Dis wat puberteit beteken. Okay, puberty. Nou wanneer 'n seun in puberteit in begin gaan, buiten dat stounies een van die moontlikhede is en hy bietjie begin sweet en sy hare raak meer olierig en hy raak langer en sulke goeters, is 'n groot belangrike ding wat jy moet verstaan, is dat 'n seun se testis ontwikkel gewoonlik eerste. So die testis word eerste groter. Party seuns stres daaroor. Want dan hierdie goeder word groter en hierdie ouetjie bly presies dieselfde size. Tannie, ek is heeltemal lopsided. Wanneer gaan hierdie ouetjie begin groei? Manne, ons bou mos eers 'n fabriek. Die fabriek moet eers groter gemaak word voordat ons begin aanbou. Stem julle saam? So die teste gaan eers 'n bietjie groter word. So in die begin is dit vir seuns 'n bietjie weird, want jy lyk vir jouself bietjie uit shape uit. Maar moenie worry nie. Wanneer 'n seun volwasse is en sy testes het klaar gegroei, is dit ongeveer 2 tot 3 cm in deursnee. OK, 2 tot 3 cm. So daai ovalietjie is omtrent 2 tot 3 cm. Party van julle gaan dink, "Yes. Tannie, dis massive." Maar moenie worry nie, jou lyf gaan ons nou dit inhaal en ingroei. En dan eers, wanneer die testis bietjie ontwikkel het, dan begin die penis eers in lengte en in breedte te groei. En seuns ontwikkel verskillend. Party seuns word eers langer, maar hy bly nog dunner. En dan sê soos, "Tannie, I'm having this spaghetti. One." Tannie, hierdie is verskriklik. Ander seuns ontwikkel weer op 'n ander manier. Party seuns se penis ontwikkel en dan word hulle eers breër en dan langer. So partykeer dan lyk jy in die begin soos 'n boomstompie wat afgechop is. Maar moenie worry nie. Maar moenie worry nie. Hierdie goeters gaan alles mooi in plek val. Is dit reg? Maar nou wil ek vir 'n oomblik stil staan dat jy net eers dat ons praat oor die manlike kliere en dis die testis. Net vir 'n oomblik vir jou die wow, 'n ietsie hiervan verduidelik. En dan gaan ons aangaan net met jou lyf. Die testis van 'n seun sit aan die buitekant van die liggaam. Dit is manlike kliere. 'n Vrou het vroulike kliere en ons noem dit die eierstokke. Maar haar eierstokke sit aan die binnekant. Ek weet, dis 'n bietjie 'n weird woord, nê? Nee? Dit klink soos aardappelresies, verstaan? Jy het 'n arm met 'n aardappel. Ek weet. Dis 'n baie weird woord, né? Maar 'n vrou se liggaam het eierstokke aan die binnekant. En haar eierstokke is baie kleiner as wat jou testis is. Eierstokke is so groot soos wat 'n macadamia neut is. Of julle weet soos hierdie speckled eggs. 'n Lekker groot speckled egg. Dis omtrent hoe groot 'n eierstok is. So dis baie kleiner as wat die testis is.
Maar nou interessant, is wanneer 'n seun gebore word hy nie gebore met spermselle daar binne nie. Nou kom ek stop dalk net eers daar en sê, wat is die verskil tussen 'n eiersel en 'n spermsel, of wat is dit presies? Julle het al geleer van bevrugting, uitwendige bevrugting, inwendige bevrugting, die vis en die duif en die I don't know what else. Julle het al daai goeders geleer. Nou wanneer 'n babietjie gemaak word, is daar mos nou menslike selle wat deel is van die bevrugting. Daar's 'n manlike sel en 'n vroulike sel, of van die man se liggaam en van die vrou se liggaam. Die man se liggaam se noem ons 'n spermsel en die vrou se liggaam se noem ons 'n eiersel. Alraai. Nou, wanneer 'n seun gebore word, hy word nie, nee, kom ek begin by die vrou. Wanneer 'n vrou gebore word sy, daai klein baba dogtertjie, het die dag wanneer sy die eerste keer sê kwee, ongeveer 400 tot 600.000 eierselle aan die binnekant. Maar dis al wat sy kry. Dis soos die sakgeld wat jou pa aan die begin van die maand vir jou gee. Hy sê, daar is jou sakgeld, moenie weer kom vra nie. Verstaan? Sy kry 400 tot 600.000 eierselle en dis al wat sy het. En dan word dit net saam met haar ouer. So sy kry nooit nuus nie. So as 'n vrou 20 jaar oud is, dan is haar eierselle 20 jaar oud. As 'n vrou 40 jaar oud is, dan is haar eierselle 40 jaar oud. Dis hoekom hulle baie keer vir mamma sê, as sy verby 40 is, sy kan nog steeds 'n babietjie kry. Dis nie 'n probleem nie, maar dit word 'n risiko. Hoekom? Sy het 'n risiko vir 'n gebrek of jy weet 'n gestremde kind of goed, want haar eierselle is nou al oud. Dis nie meer jong eierselle nie. En daarom vra hulle eintlik dat vrouens nie na 40 sommer net swanger raak nie. OK, ons gaan later 'n bietjie daaroor praat. So 'n girl word gebore met 400 tot 600.000 eierselle en hulle word net ouer en hulle word minder met tyd, maar nooit meer nie. 'n Seun word gebore nie met spermselle nie, hy word gebore met kiemselletjies wat in sy testis is. Nou kiemselle, onthou julle die boontjie laat ontkiem. Onthou julle dit? Nou jy kan ontspan, jy hoef nie jou testis in 'n watte te gaan bære nie. Die spermselle sal heeltemal op hulle eie ontkiem. Alright. Wanneer jou jacuzzi begin borrel, dan begin daai spermselle amper kan ons sê ontkiem. Hulle skakel om en nou begin daai spermselle te ontwikkel. Alright. Maar hier is die amazing deel. Op die ouderdom van ongeveer 12, onthou jou lyf maak elke dag nuwe spermselle. Elke dag nuus. Maak jou lyf gemiddeld elke dag ongeveer plus minus 200 miljoen. Jy weet hoe julle seuns partykeer so in daai yskas gaan hang, dan soek jy kos. Of jy zooi jou ma se bak beskuit, dan verdwyn jy kamer toe. Dan sê jou ma, my kind, wat eet jy so? Ons het nou net aandete gegee en ons sê, ja mamma, ek is nog honger. My kind, hoe kan jy nog honger wees? Jy eet my in die huis uit, het jy wurms? As jou ma dit weer vir jou sê, dan sê jy, ma, ek kan dit nie help nie, I'm producing down here. Kan dit nie help nie? Okay, so ten minste het jy van vandag af 'n verskoning. Alright? Dit beteken nie jy mag nie beskuit steel nie, maar jy het min of meer 'n verskoning. En dan is die ander amazing ding, is 'n vrou se eierselle is die grootste menslike selle wat 'n mens kan kry. Is die grootste selle wat bestaan, is 'n eiersel. En 'n spermsel is die heel kleinste selletjie wat bestaan. Heel kleinste. So die eiersel wat die heel grootste sel in 'n mens se liggaam is, weet julle hoe klein is hy maar eintlik? Al is hy die heel grootste. Hy is so groot soos wanneer jy skryf die punt aan die einde van 'n sin. Dis hoe groot 'n eiersel is. So 'n eiersel is so klein, jy gaan hom nie sommer net met die blote oog sien nie. As 'n eiersel 'n meisie se liggaam verlaat, jy gaan nie op die stoep stap en sê ekskuus tog, meisie, ek dink jou eiersel het nou net geval nie. Want is te klein. Maar dit is hoe klein 'n eiersel is, maar onthou nou die spermsel, hierdie enetjie is net so groot soos die punt aan die einde van 'n sin, maar 'n spermsel is die kleinste sel in die menslike liggaam. So as die grootste een is so groot soos die punt, hoe klein dink jy is die kleinste een? Kom ek vertel jou. Vat gou jou hand vir my, jou 2 vingers en sit vir my 1 millimeter tussen die 2. Nie 'n sentimeter nie, 1 millimeter.
En dan dink jy vir jouself, hoe sal dit wees as ek hierdie stukkie moet indeel in 40 tot 80 dele? Want dan het jy die grootte van 'n spermsel. Kan ons net gou hier stop en net iets amazing sê? Is dit nie ongelooflik om te dink dat twee goedjies wat jy eintlik nie eers met die blote oog kan sien nie, dat net omdat daai twee goed bymekaar kom, ontwikkel 'n mens uit dit uit. En nie net 'n mens nie, 'n mens met sy eie persoonlikheid, met sy eie DNA, almal verskillende vingerafdrukke, jou eie talente, jou eie gawes, jou eie potensiaal. Is dit nie amazing nie? Hè mense? Is jou liggaam ongelooflik gemaak? Ongelooflik gemaak. Mens kan dit nie dink dat net uit daai twee selletjies uit sit daar hierdie amazing manne vandag hier voor my. En dan is daar nog ietjies wat interessant is. 'n eiersel beweeg glad nie op sy eie nie. So as 'n eiersel uit 'n vrou se eierstokkie uitkom, ek gaan dit later vir julle verduidelik, en hy beweeg nou na die baarmoeder toe, daar waar 'n babatjie kan groei, as die eiersel daar uitkom, hy beweeg nie op sy eie nie. Daar's sulke fyn haartjies binne in die buise, wat amper, wil ek sê, die eiersel aanvee. So daai eierselletjie word aanbeweeg deur daai haartjies en deur vloeistowwe daar binnekant. 'n Spermsel beweeg heeltemal op sy eie, soos 'n paravissie. Hoekom? Want hy het 'n kop en hy het 'n stert. Okay, julle gaan in die hoërskool gaan jy leer hy het 'n kop en 'n nek en 'n stert en jy noem dit die flagellum en jy noem dit, daar's allerlei grand name wat jy in die hoërskool gaan leer. Maar vir nou is dit belangrik dat jy weet hy het 'n kop en hy het 'n stert. En wanneer die spermselle die man se liggaam verlaat, kom hulle uit met 'n spoed. En as hulle daar uitkom, my ma dan begin daai sterte. So dit is kaniel. So hulle, hierdie eiersel beweeg nie, en hier kom die spermselle. Verstaan julle dit? Het ons om. So dis nog 'n verskil. En dan is dit interessant om te verstaan dat 'n vrou se eierselle is nie vroulik nie. 'n Vrou se eierselle, en ek wil dit nou nie te tegnies verduidelik nie, want dan gaan jy my nie verstaan nie. So ek gaan dit baie simplisties verstaan. Verduidelik. 'n Vrou se eierselle bevat eintlik net al die eienskappe van die ma se familie. Al die verskillende eienskappe. Sê nou maar, die ma se mense het krulhare, hulle is lang mense, hulle het ligte velle en hulle het sproete. Dis nou hulle eienskappe. So al daai miljoene eienskappe is binne daai eiersel. Maar dis nie manlik of vroulik nie, dis net 'n eiersel. Maar die amazing deel is dat 'n man se spermselle bevat ook al die eienskappe van die pa se familie, al sy goeders wat oorgeerf kan word, wat oorgedra kan word na die kind toe. Is alles binne in die spermsel se kop, maar hier's die amazing deel. Julle gaan nou in die hoërskool gaan julle die korrekte terme leer van kromosome, 'n X-kromosoom, 'n Y-kromosoom, maar dis nie nou belangrik nie. Hoe dit eintlik net maklik verstaanbaar is op jou ouderdom, is 'n man se spermselle het een ietsie binnekant in wat bepaal of dit 'n seentjie of 'n dogtertjie spermsel gaan wees. Alright. So een eienskapie maak van hom 'n seentjie of 'n dogtertjie. So eintlik as hier nou, as 'n man en 'n vrou geslagsgemeenskap het, nee? As 'n man en 'n vrou seks het en daar word 'n babietjie gemaak, dan is hier sê nou maar een eierselletjie en hier kom hierdie spermselletjie aan. Daai spermselle is almal in 'n resies, maar in daai resies swem nou eintlik seentjie spermselle en dogtertjie spermselle almal in een resies. En die eerste ene wat die eiersel bevrug, bepaal of gaan daar 'n dogtertjie gebore word of gaan daar 'n seentjie gebore word. Het ons om. Want dit is reeds vervat binne in daai spermsel. Okay. So ons gaan later kyk, maar wat gebeur as hierdie twee goeders nou bymekaar uitkom? Want dan is dit eintlik baie amazing. Okay, maar vir nou moet jy net weet, binne in daai testes van jou, gebeur daar 'n klomp amazing goed. En daai ongeveer 200 miljoen spermselle van jou wat per dag geproduseer word, bevat 'n klomp eienskappe, wat absoluut fantasties is. So verstaan julle hoe amazing is die verskil tussen eierselle en spermselle? En dit word alles in 2 sulke klein kliertjies gemaak. Absoluut ongelooflik. Maar nou wil ek hê, ons moet gaan stil staan vir 'n oomblik by die
liggaam self, laat ons gaan kyk, hoe werk hierdie testisdeel? Regtig, wat is belangrik wat jy moet weet? Belangrike inligting, so nou moet jy fokus, want hierdie goeters het 'n impak op jou toekoms. OK, ons gaan nou 'n bietjie fokus net op die manlike voortplantingsstelsel. So ons gaan begin by die penis, en dan gaan ons aangaan by die testis. En dis die mooi woord. Sê penis? Penis. Ja, dis nie 'n snaakse woord nie, dis die korrekte woord. Ek wil gou vir 'n oomblik stil staan by die penis self, dat ons sien, hoekom lyk seuns verskillend, wanneer ons praat van die penis. Die een penis is dan nou 'n penis wat nog die voorvelletjie het. En by die ander penis word daar soms die voorvelletjie verwyder. Hy word afgehaal. En dan sê ons, 'n seun word besny. Het julle al gehoor daarvan? In Engels sê ons, die seun is gecircumcised, circumcision. En daar is verskillende redes hoekom seuns besny word. Nou baie keer op julle ouderdom, dan raak julle bewus van sulke goeters. Toe jy 'n klein seentjie was en jy het saam met jou neefie gebad of goeters, het jy nie regtig opgelet dat syne anders lyk as joune nie. Maar nou op hierdie ouderdom, as julle so op cricket en rugby toere en veldskole en goeters gaan, nou slaap julle almal in dieselfde plek, of jy gaan slaap oor by jou chommie, dan gaan shower julle gou-gou, nou trek julle saam aan in die kamer, dan sê jy soos, hoe kan ek syne so? Wat is fout met syne? En dit is, die een is besny en die ander een is nie besny.